Here, ons kom na U toe in hierdie oomblik in ons broosheid as mense. Here, ons is van U afhanklik. Ons is net bewus daarvan dat as die God van die heelal afbuk na ons toe en in ons oë kyk en vir ons sê, want so lief het ek die wêreld gehad, sodat jy wat in Jesus glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. And Lord, when we want to answer and say, but I've got so much brokenness, there's so many things that are not as it should be, then you tell us, as julle sonde bely, ek sal julle vergewe en julle reinig van al julle sonde. And we thank you, Lord, for that gift of a true relationship, even in our brokenness and in your holiness, that we can be family, we can be father and child, mother and daughter. And we pray now as we open the word, Lord, that you would bless us from this word. Praat met ons, Here. Ons wil op die skoot sit terwyl jy in ons oë kyk en ons wil hoor wat jy vir ons wil sê. Dit bid ek in die naam van Jesus alleen. Amen. Nou, ons lees vanoggend saam uit Jesaja hoofstuk 7, is 'n belangrike Kersfeesteks in die Ou Testament. Jesaja hoofstuk 7. Eintlik is die teks van vandag vers 10 tot 16, maar ons gaan by vers 1 optel, dat ons net verstaan wat gaan vir wat. So as jy lank jou Bybel al wil oopmaak, is jy baie welkom. As jy nie 'n Bybel het nie, kan jy jou foon daar oopmaak by die Bible app. As jy nie 'n foon of 'n Bybel het nie, is jy welkom om net te luister na die teks wanneer ons hom lees. Die vraag wat my besig gehou het in die week is, as God verskyn in ons lewens, sal ons hom herken, maar meer nog sal hy welkom wees. En jy dink dis 'n voor die hand liggende vraag, maar dit is nie regtig nie. As God verskyn, sal hy herkenbaar wees, kan ek weet dat dit hy is, en gaan hy welkom wees op daai oomblik. Daar's 'n pragtige storie wat vertel word van 'n dominee by 'n plattelandse gemeente, wat toe sy ouers oorlede is, het hy 'n bietjie geld geërf, toe het hy vir hom 'n lappie grond gekoop, klein plaasie buite kan die dorp. And this pastor with his small farm, he went out in the week, he did his work in the mornings, and then he went out to the farm. So he basically was on the farm a quarter of a day, half a day, and on Saturdays he was working on the farm, and he did a lot of work on the farm, wonderful work, and he was very proud of what he did on the farm. Him now being a pastor and not a farmer, and he read up and he listened and he did everything as should. He asked people's advice. En so 3-4 jaar nadat hy nou die plaasie gekoop het en aan die gang gekom het daar, voel hy moet dan, jy weet, niemand kom kuier vir hom nie, so hy moet dan nou iemand nooi, wat hy net vir iemand kan wys wat hy gedoen het. En hy nooi toe sy leier ouderling. Dogter nou, Johan is 'n lekker ou, hy sal hom saambly. En hy sê vir hom, man, ek wil jou nooi om saam met my uit te ry plaasie toe. Hy sê, dominee, ek weet jy's daar op die plaasie, doen het nou al vir lank, maar dit sal lekker wees. En hulle kom op die plaas en hulle stop. En die dominee sê vir hom, Johan, hier is nou die plaashuis. Dit was net 'n bouval toe ek dit gekry het, maar soos jy kan sien het ek dit nou alles omgebou. Ek het die sandsteen weer teruggepak en die dakbalke opgesit en binnekant mooi gemaak en dis ondervloerse verhitting en dit is net wonderlik. As dit regtig koud is in die winter, dan bly ons hier. En die ouderling is verstom. En hy sê, "Haai dominee, is die Here nie wonderlik nie?" En die dominee stap om en daar is die skuur. Hy sê, "Johan, hier was nie 'n skuur nie. Ek het die staal wat ek gekoop by 'n buurman. Ek het dit alles laat afskuur en opsit en ons het hierdie skuur gebou. Ek het hom bymekaar gemaak, sinkplate gekry en hy is nou waar my trekker staan en waar my diere in die winter ingaan. So 'n wonderlike skuur wat ek hier opgesit het." En die ouderling is
baie beïndruk. Hy sê die Here is daarom net ongelooflik. En hulle stap verby die skuur, daar so 'n lappie grond wat hy onder groente en goed gesit het en hy sê Johan, en hier is dit nou eintlik wat ek nou baie trots oor is hierdie groente wat ek nou hier groei, weet ek verkoop nou al van daarvan en ek het ondergrondse besproeiing ingesit, drupbesproeiing en ek het 'n boorgat ingesit en die boorgat het water gegee en huis gestel en ek dis net te wonderlik, dit gaan en die ouderling kan dit amper nie meer hou nie en hy sê halleluja, dominee, die Here is fantasties. En op hierdie stadium is die dominee ten al so 'n bietjie dikbek. En hy kyk Johan so en hy sê vir hom, Johan, dis alles goed en wel. Maar jy moet bietjie gesien het hoe dit hier gelyk toe die Here die plek alleen gehad het. Ons dominees daarom. As die Here opdaag, sal ek hom herken en is hy welkom? Is die vraag waarmee ons besig is. So die teks is hoofstuk 7 van Jesaja en jy sal nou sien die opskrif van die teks is Immanuel sal gebore word. Voordat ons nou regtig aan die teks is 'n lekker uitdagende teks. Ou Testament is altyd lekker uitdagend. Die Immanuel belofte, the Emmanuel promise in the Old Testament is a key promise of the Messiah. That comes from Isaiah and from other texts. And this text, this verse 10 to 16, is a second movement in a bigger story that happens in Isaiah. En miskien moet ek net vir 'n bietjie agtergrond gee voor ek die eerste paar verse lees. Pierre, ek kan vir ons daai kaart opsit. Dis 'n eenvoudige kaart van die Middellandse See waar hedendaagse Israel is. Die groen, julle sal onthou, Israel en Juda het geskei, 2 stamme en die 10 stamme. En Israel het die noordelike deel en Juda die suidelike deel ingeleef. En bokant noord van hulle was Aram met Damaskus die hoofstad. Nou hierdie wat ons vanoggend lees, speel af in die 8ste eeu voor Christus, 2800 jaar terug. 'n Stukkie geskiedenis wat uit daai tyd kom. Nou sê die teks: In die tyd, toe Agas, dis die koning, seun van Jotam en kleinseun van Usia, koning van Juda was, onderste ryk, Agas was die koning. Hierdie Arameese koning Resin en die Israelitiese koning Peka, seun van Remalia. Israel se koning is Peka, Aram se koning is Resin. 'n Veldtog teen Jerusalem onderneem. Die veldtog het egter op niks uitgeloop nie. Die berig dat die Arameërs reeds in die Israelitiese gebied in Efraim kamp opgeslaan het vir Agas, die koning uit die geslag van Dawid, in Jerusalem bereik. Koning uit die geslag van Dawid, met ander woorde, dis die lyn waarmee God sy storie, sy verhaal loop waar Jesus vandaan gaan kom. En hy en sy volk het baie bang geword. Hulle het gebewe soos die bome in die bos bewe in die wind. Nou kyk, as jy dan nou as 'n storie skryf oor wat gebeur het en jy sê die mense was so angsbevange dat hulle so geloop het. Kan ek asseblief 2 appels kry? Meneer, hou net jou hand stil, ek wil graag vir jou 2 appels aangee. Hulle was angsbevange om te hoor dat die Arameërs het naby hulle kamp opgeslaan. Die Here het toe vir Jesaja gesê. Voor ons dit lees, kom ek gee net gou vir jou, moenie so intoe blaai nie. Kom ek gee net vir jou uit Konings, dis die geskiedskrywing, want hy Jesaja is profesie, hierdie is 'n geskiedskrywing uit Konings, net die agtergrond oor Agas. In die 17de regeringsjaar van Peka, seun van Remalia, het Agas seun van koning Jotam van Juda op die troon gekom. Met ander woorde, Peka in die noordelike ryk was al 17 jaar op die troon, ervare politikus, ervare leier, maar Agas was 20 toe hy koning geword het. En hy het 16 jaar in Jerusalem regeer. Hy het nie gedoen wat reg is in die oë van die Here sy God,
soos sy voorvader Dawid nie. Hy het die pad geloop van die konings van Israel. Maar hy was Juda se koning, wat veronderstel was om met Jerusalem met die tempel nader aan God te wees, maar hy was soos Israel se konings. Hy het sy seun verbrand, volgens die afskuwelike gebruike van die heidene nasies, voor die Israeliete uitverdryf is. Hy het diereoffers en wierookoffers gebring op die hoogtes en op die rande en onder elke groen boom. Geef ons 'n bietjie insig in wie Agas was. Jong man wat eintlik uit afgodediens uitkom, wat nou koning is in 'n volk wat veronderstel is om aan die Here te behoort. So dan kom Jesaja se eerste openbaring aan Agas. Die Here het toe vir Jesaja gesê: "Vat jou seun Shear-Jashub saam en gaan ontmoet vir Agas op die pad na die Blykveld toe by die punt van die kanaal uit die boonste dam." Nou hier is 'n bietjie interessante geskiedenis en inhoud. Die naam Shear-Jashub beteken daar sal 'n oorblyfsel wees. Dis wat die naam beteken. Jy gaan nou sien hoekom dit belangrik is. En as jy nou kyk na die geografie van waar Agas homself bevind het, Agas was besig om te kyk of hy die waterkanaal wat Jerusalem te kom kan beveilig. Hy was besig om sy eie planne uit te voer. Hy was besig om heininge op te sit en wagte te stel, toe Jesaja by hom aankom. Sê vir hom: "Bedaar, bly kalm, moenie bang wees jy, moet jou nie ontstel." Interessant dat hy 4 keer vir hom sê, bly kalm. Manne, julle weet, dis die gevaarlikste ding wat jy ooit vir jou vrou kan sê, nie? Is bly net kalm. Die kobra gaan vir jou bykom daar. Maar hier kom Jesaja en hy sê, gelukkig is Agas is ook 'n man. Hy sê vir hom, bly kalm, bedaar, moenie bang wees nie, moet jou nie ontstel nie. Oor wat? Hierdie 2 stukke brandhout, hulle rook net. Hulle is warm, maar hulle is nie gevaarlik nie. Moenie bang wees vir die dreigemente van Resin en sy Arameërs en van Pekah seun van Remalia nie. Die Arameërs en die Efraimiete onder leiding van die seun van Remalia beplan jou ondergang. Hulle het vir mekaar gesê, kom ons val Juda aan en oorrompel hom. Dan verdeel ons die land onder ons en maak die seun van Tabeel koning van Juda. Dis baie moderne politiek, né? Ons gaan 'n land, ons vat die land weens goed wat hy het wat ons wil hê en ons sit vir ons regerder op wat ons goedgesind is. Maar so sê ek, die Here jou God. Hier kom Jesaja se verklaring aan Agas. Dit sal nie so plaasvind nie. Dit sal nie gebeur nie, want dit is maar net Damaskus wat die hoofstad van Abraham is en net Resin wat die koning van Damaskus is. Efraim sal binne 65 jaar so verwoes word dat hy geen volk meer sal wees nie. Want dit is maar net Samaria wat die hoofstad van Efraim is en net Pekah seun van Remalia wat die koning van Samaria is. Wonderlike boodskap. En dan 'n skokkende oomblik. Maar ook julle sal nie standhou as julle nie in geloof standhou nie. So hy sê, Agas, stop waarmee jy besig is, stop nie eie planne, stop nie eie idee. Dit is wat die Here vir jou sê. Hy gaan vir jou sorg, maar dit beteken jy moet by die Here bly. Jy moet saam met die Here stap. Verder het die Here gesê, jy moet ook nog vir Agas sê, vra van die Here jou God 'n teken, enige iets diep uit die doderyk of uit die hoogtes daarbo. Kyk nou wat doen die Here met Agas. Agas se broek bewe. Agas is doodbang. Hy kan nie asemhaal nie. Hy's besig om rond te hardloop en allerlei goed te doen, vreesbevange. Nou kom gee die Here vir hom 'n profesie, 'n versekering om rustig en vredevol te wees. Hy gaan sorg. En nou gee hy vir hom en hy sê, julle moet in die geloof bly, dan sal julle veilig wees. En nou gee hy vir hom 'n geleentheid om sy geloof in aksie te bring. Kyk wat sê hy. Vra van die Here jou God 'n teken, enige iets, diep uit die doderyk of uit die hoogtes daarbo. Wat 'n uitnodiging. Nee? Die kere wat ek moes eksamen skryf
En so in die middel van die vraestel, weet ek nie of ek genoeg gedoen het nie. Weet nie hoe dit sal wees nie. Ons boere wat plant, die mielies is nog onder die grond, en ons ry weg, en ons bære die planters, en ons weet nie wat daar gaan plaasvind nie. En as die Here daar by die stoor kom, en hy sê, ek sal vir jou teken gee uit die doderyk of uit die hemel uit, net wat jy vra, om jou sekerheid te gee oor jou mielieoes, of jou sekerheid te gee oor jou eksamenpunte. Wat 'n voorreg. Here, baie dankie. Kies die moeilikste ding wat ek kan. Hoor Agas se reaksie. Agas het geantwoord, ek sal niks vra nie. Ek sal die Here nie tart nie. Agas verstaan nie. Agas verstaan nie geloof nie. Agas is met ander goed besig. Toe sê Jesaja, vers 13. Luister, geslag van Dawid, Juda, nee, geslag van Dawid. Is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei nie, dat julle nou ook my God moet vermoei? Julle is besig om die Here se geduld te beproef. Israel, ag Juda. Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Beteken God met ons. God met ons. Hy sal net dikmelk en heuning hê om te eet, totdat hy weet om te verwerp wat verkeerd is en te kies wat goed is. Maar voordat die seentjie weet om die verkeerde te verwerp en die goeie te kies, sal die lande van die 2 konings vir wie jy bang is, verwoes lê. En dan blaai ek saam met jou om, as jy hoef nie te kyk nie, ek gaan dit net vir jou lees, na Matteus hoofstuk 2. Matteus hoofstuk 1 vers 22. Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Dis net na die geboorte van Jesus se aankondiging in Matteus 1. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Sy naam beteken God by ons. Dis die woorde aan Josef. Met ander woorde, die Nuwe Testament maak die koneksie tussen 'n profesie aan hierdie koning wat van die pad af is, in 'n situasie waar hy ook 'n oordeel kry. Sê, as jy nie naby my bly nie, gaan jy die pad byste raak. Maar daar gaan 'n seun kom wat Immanuel genoem sal word, God met ons. My seun se naam is 'n fragment sal oorbly. Met ander woorde, dis die eerste profesie. Julle sal nie uitgewis word nie, julle gaan nie ophou bestaan nie. En dan gaan 'n seun kom, en dan honderde jare later, vriende, 8 eeue later, in 'n tyd waarin Juda en Israel deur elke vorm van trauma en oorlog en ballingskap en wat ook al gegaan het die mense vir Jesaja gelees en gesê, wanneer? Waar is Immanuel? Wanneer is God dan nou met ons? Hulle het gesit by die riviere van Babylon en gehuil. Waar is ons God? En hierdie belofte het soos 'n saad in die grond gelê en 800 jaar lank gewag met die koms van Jesus. The young woman shall bear a son, Immanuel. Before the child knows how to refuse evil and choose good, the land of Ahaz's 2 enemies will be deserted. Maar dan gaan Assirië vir Agas en Juda oorneem. En dit was die begin van die ballingskappe. Assirië, Babylon, die 3 groot lande het beurte gemaak om vir Israel te neem. Ongehoorsame koning met sy eie plan volg, wat nie vir God raak sien, toe hy aan hom verskyn nie, deur sy profeet, deur 'n teken van 'n seun wat sê, daar sal 'n oorblyfsel wees, deur 'n teken, kies wat die Here vir jou kan wys, sodat jy kan bly glo. Nee, ek vertrou my eie planne, baie dankie.
Ek gaan in my eie aangaan. Hardnekkige reaksie van Agas. Hardnekkig. En so die jare afgetik. En Christus, die Matteus evangelie, vertel ons die verhaal van Jesus Christus, Jesus as die bringer van die verlossing en die bringer van die oordeel. En hier in hierdie teks, 800 jaar later, haal hulle vir Jesaja aan en sê, hier kom hy nou. Hier druk ons die prop in die muur in. Hier sit ons die skakelaar aan. Hier gaan die kersliggies aan. Klompie vrae wil ek mee wil afsluit. Immanuel, Kersfees, die fees van God met ons. God met ons. Dit is 'n bekende lied wat baie in hierdie tyd speel. Die titel From a Distance. God is watching us from a distance. From a distance, there is harmony. Asof God buite kan die skepping is en 'n toeskouer is op wat gebeur. Dit was nog nooit so nie, maar in die Kersfees gebeure het God gesê, ek word God met ons, deur my gees wat in jou kom woon. Ons aanbid nie iemand bo in die dak nie. Iemand sê vir my, baie keer al gehoor, as dominee ek bid in die dak vas, wel, ek weet nie hoekom jy na die dak toe bid nie, want God is nie daar nie. God is hier. Hy is hier saam met jou in hierdie oomblik. Ek kan maar daai volgende prentjie opsit, Peer. Sal jy God erken as jy hom ontmoet? Hoe sê God ontmoet hy ons? Hy ontmoet ons deur die arme, hy ontmoet ons deur die eenvoudige, hy ontmoet ons deur die gestremde, hy ontmoet ons deur die wat goed nodig het, hy ontmoet ons deur mense wat in 'n krisis is. Dieselfde Jesaja sê, hy ontmoet ons deur mense wat nie tronk is. Hy sê, as hierdie geringstes van my genade bewys het julle dit aan my bewys. Herken jy vir God as jy hom ontmoet? Is jy bewus daarvan dat God se gees elke oomblik van elke millisekonde in jou lewe betrokke is? Dat alles wat jy doen en sê vind plaas in die teenwoordigheid van God. Alles wat jy doen en sê. Nie 'n veroordelende teenwoordigheid nie, 'n helende teenwoordigheid wat wil lewe skep waar jy is. Weet jy dat die Heilige Gees herkenbaar en begeleidend in jou lewe betrokke is? The Holy Spirit can be seen, can be felt, is there to lead you in times of crisis. As jy in 'n krisistyd is nou, of was, het jy gesoek na waar is God? Of het jy maar self opgestap na die Kederonspruit toe en gaan goedjies inkap en in angs geleef? Bedaar, sê die teks, kalmte, God is met ons. Is God by jou welkom of onwelkom? Toe ek in Hester uitgegaan het, het ek op die kampus gestap na huis toe. En dan was lekker saam gekuier, TV gekyk saam met Amale, en dan het ons maar nog 'n bietjie gekuier en nog 'n bietjie gekuier en dan het haar pa gesê hy gaan maar slaap, en sê nee oom, goeie nag, lekker slaap. En dan later sê ma, Jan, ek gaan nou maar slaap. Sê nee, kan nie. Welkom, jy kan maar gaan slaap. Want ek het planne met julle dogter. Ek en sy moet bietjie by Soen uitkom vanaand. So 'n bietjie tyd saam spandeer. God gaan nie slaap nie. God gaan nie slaap nie. En as Hester se ma of pa in die volgende halfuur ergens sou opstaan en kom water kry in die kombuis, sou hulle baie onwelkom gewees het. Gaan God welkom wees as hy vanoggend vir jou sê, Kobus, ek is hier, hierdie goed wat jy beleef, wil ek graag by betrokke wees. Ek wil jou graag daarmee help. Of is jy hardnekkig soos Agas? Miskien is vandag 'n goeie tyd hier voor Kersdag, ou Kersaand,
ons Kersliedere in Clarence, om vir die Here te sê, soos Psalm 139, deurgrond my, o God, kyk of ek op die regte pad is, en lei my op die beproefde pad. Kyk of ek op die regte pad is, lei my op die beproefde pad. Lei my op die beproefde pad. Want God is daar voor ons. As jy Jesus vanoggend ontmoet, in die straat, in jou motor, gaan jy hom herken? Gaan hy welkom wees? Dis 'n belangrike vraag, want hy is daar, Immanuel, God met ons. Kom ons bid. Dankie Here Jesus vir u groot en wonderlike liefde, en dankie vir hierdie verhaal uit die Ou Testament, 2800 jaar terug. Here, ons kyk na hierdie mense wat u volk op daardie stadium was, en Here wat geroep is om u te volg, en Here, hulle het in hulle storie so ongelooflike rykdom van verhale waar u hulle gered het en u vir hulle ingestaan het, en tog ten spyte daarvan kon hulle nie, ook Agas, kon nie verstaan dat hy die pad saam met God moet loop nie. En Here, as ons in hierdie dae Kersliedere sing en Kersliggies sien, Kersfeeshoedjies opsit, Kersvader nader bring, ou Kersaand, Here, dan vra ons dat u ons sal herinner dat dit vir ons sê, God is hier teenwoordig. Laat ons biddend nader. Amen.